opgewonde om julle hier te hê. Kom ons staan op en maak ons Here se naam groot. I was buried beneath my shame. Who could carry that kind of shame? It was my tomb till I met you. I was breathing but not alive. All my failures I've tried to hide. It was my tomb till I met you. You called my name and I ran out of that grave. Glorious day. You called my name and I ran out of that grave, out of the darkness into your glorious day. Now your mercy has saved my soul, and your burden is all that I know. The old made new, Jesus, when I met you. You called my name and I ran out of that grave, your glorious day. You called my name and I ran out of that grave, out of the darkness into your glorious day. I needed rescue, my sin was heavy, the chains break at the weight of your glory. I needed shelter, I was an orphan, now you call me a citizen of heaven. When I was broken, you were my healing. Your love is the air that I'm breathing. I have a future, my eyes are open. It's when you call my name. I ran out of that grave, out of the darkness into your glorious day. You called my name and I ran out of that grave, out of the darkness into your glorious day. I love you, Lord, for your mercy never fails me. In all my days, I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. Kom on, Fredlis, kom ons verhef ons stemme vanoggend. All my life. And all my life you have been faithful. And all my life you have
been so, so good. With every breath that I am able, yes, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in darkest nights. You are close like no other. Know you as a father. I know you as a friend. Oh, I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Where my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running, it keeps running after me. All my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, yes, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, yes, I will sing of the goodness of God. Yes, I will sing of the goodness of God. Yes, I will sing of the goodness of God. All these pieces broken and scattered, in mercy gathered, mended and whole.
empty-handed, but now forsaken. I've been set free. I've been set free. Oh, amazing grace, how sweet the sound that saves a wretch like me. Whoa, I once was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. Oh, I can see you now. Oh, I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to life. You take our failure, you take our weakness, you set your treasure in jars of clay. So take this heart, Lord, I'll be your vessel, the world to see your life in me. Oh, amazing grace, how sweet the sound that saves a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. Oh, I can see you now. Oh, I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to Here Jesus, dit is hoekom ons vanoggend hier is. Enkel en alleen omdat ons broken vessels is. Omdat ons stikkend is. En wil ons kom dankie sê dat ons oor Paasnaweek iets beleef het van die heelmaakproses. Die restoration. Die versoening met U. Ten spyte van ons stikkendheid, gebrokenheid, sonde, het U dit goed gedink om 'n plan te maak met dit alles. En daarom is ons vanoggend hier om dit te kan sing en dit te kan kom bely en dit te kan kom sê vir U self, vir ons self en vir mekaar. God dank het die plan gehelp en veroorsaak dat ons versoen kon word met U en kan ons heel word al meer elke dag. Dankie daarvoor. En daarom sing ons dit nie net nie, ons bedoel dit, ons is eerlik hieroor as ons vanoggend vir U sê, ons kom met ons gebrokenheid, ons kom met ons stikkendheid na U toe vanoggend. Sing out amazing grace. amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Whoa, I once was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. Oh, amazing grace, how
I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to life. Wat 'n fantastiese plek om by te wees. Om hierdie te kan beleef en te kan ervaar. I once was lost, but now I am found. Amen, iemand? Absoluut. Okay, so die volgende wat ek wil hê jy moet doen is, ek weet hier's besoekers, want ons het die toewyding van 'n babatjie hierna. Hier's nou probleme vir julle wat elke Sondag op dieselfde plek sit, maar nietemin, wil jy nie net gou so 360 draai en jou naam voorstel, stel jouself voor, sê net wie jy is, moenie gaan sit nie, sê net gou vinnig vir die mense daar rondom jou wat jou naam is, lekker om hier te wees. Moenie sit nie? Okay. Hiermee kan jy aangaan na die tyd in die foyer. Hiermee kan jy aangaan na die tyd in die foyer. So, vir die eerste keer in 'n lang tyd het al 4 Suid-Afrikaanse spanne gewen oor 'n naweek. Joehoe! So, as jy 'n Lions ondersteuner, en hier moet jy nou, hier's nou vir die draadsitters vanoggend, want jy sal nou moet vinnig finaal besluit op watter stoel jy sit. As jy 'n Lions ondersteuner is, kan jy nou sit? Nou net bietjie mooi. Ek hou van hulle. As jy 'n Sharks ondersteuner is, kan jy sit? Uncle John, yeah, thought so. As jy 'n Bulls ondersteuner is, dan kan jy nou sit. Pity you. Ek hoop die meeste van julle, of almal wat nou nog staan, is Stormers ondersteuners. Julle kan sit. Okay. Lyk hom skielik nie meer te sleg nie. Ons sal dit dophou nog so vir 2 rondes. Baie welkom vir almal wat hier is. Baie welkom vir al dan nou die besoekers, vir die toewyding na die tyd. Baie welkom aan julle aanlyn. En vir almal wat in die week gaan kyk. Daar is geweldig baie mense wat hierdie dienste in die week kyk. Ek hoop en vertrou, jy kan om een of ander rede, kyk, is mos nou lang naweek op lang naweek. Ek self begin al wonder wat 'n dag dit is as ek wakker word. Maar hoe dit ook al sê, by Vredelust gebeur die dinge, en gebeur dit altyd baie vinnig, en altyd 'n klomp nuwe dinge. So, ons gaan nog een keer vanoggend net vir julle noem van die kinderregistrasies, die nuwe kinderregistrasies op die tablette. Ons hoop en glo en vertrou dat die meeste se detail is nou al in die stelsel ingevoer. Dit gaan al hoe makliker raak, hoe meer gereeld jy kom. Okay, dis my wenk vir jou vandag. Hoe meer gereeld jy kom, hoe vinniger gaan ons die stelsel volledig kry, sodat dit nog gladder en nog vinniger en vlotter kan verloop op Sondagoggend. Hier's die een ding wat ons egter moet sê, ons het dit nou al in 2 nuusbriewe gesê, ons wil tog graag vra dat die meeste met ouers, daarom so teen 20 voor 10, al klaar gemaak het daar. Julle kan verstaan dat ons die tablette moet wegsluit. Hallo? Ons moet die tablette wegsluit. Hulle bly nie net daar staan, sonder dat iemand verloor en wegneem nie. So, 20 voor 10 asseblief, maak seker dat jy dan al jou registrasieproses afgehandel het. Dan wil ek graag, jy gaan nou vanoggend hier nog weer 'n tafel sien, ons gaan dit die tweede Sondag doen vanoggend, en dit gaan alles oor ons veldtog, ons 40 dae veldtog, wat ons in 2017, 2018, ons kan self die eers onthou die laas gedoen het, en hierdie veldtog gaan alles oor verhoudings. Dit begin volgende Sondag, die 4de Mei, het loop deur na die 1ste Junie toe, en ons gaan celebrate die 8ste Junie, ons gaan almal uitreik op Saterdag die 7de Junie, en jy sal sien agter op die skerm, dis die goed waarvoor jy, gaan gou terug,
Dis die goed waarvoor jy inteken. Sondagdienste, 5 van hulle. Huiskerkbyeenkomste in die week, 5 byeenkomste. Jy gaan die geleentheid kry om te sê of jy by huiskerk wil inskakel of nie. Dagstukkies, dagvas, uitnodiging en dan uitreik geleentheid Saterdag 7 Junie. Ons nooi jou uit. Ons vra dat jy sal deel raak van hierdie veldtog en weer eens, ons maak dit vir jou so maklik as moontlik. Meer as 50 mense het reeds verlede Sondag op die iPads wat Jacques vir ons leen vir 3 Sondae ingeteken. Daar's 'n vorm daar. Jy gaan doodgewoon na die diens. By die media sentrum voor is daar 2 tafels met 4 iPads op. Jy vul jou detail in. Jy sê jy wil deel wees van die veldtog en ons gaan vir jou hoogte hou van wat alles gebeur. Jy sal ook die 5 temas van die preke kry vir Sondag. Ons kyk daarna. Volgende naweek begin ons met huwelik, ouers, kinders, medegelowiges, ongelowiges, verhoudings by die werk. Hierdie alles kom uit 'n boek van Johan Smit, wat jy ook daar sal sien. Daar's baie meer verhoudings as net die 5 wat ons gaan aanraak. Johan Smit is hier met die afsluiting Sondag 1 Junie en ook die Maandag aand en die Dinsdag aand 2 en 3 Junie. So jy kan verstaan, hier kom 'n lywige, lekker, volledige pakkie oor verhoudings. En ons gaan jou uitnooi om deel te raak van daai veldtog. Na die tyd, Pieter gaan weer vir jou herinner aan die einde by die iPads om in te teken en deel te raak van hierdie veldtog. Dan het ons weer ons immer gewilde, bekende selfcare wat Dinsdag aand 5 Mei begin. Dinsdag aand 6 Mei. Is ek reg, Teedre? Dinsdag aand 6 Mei. Kom ons kyk gou na die volgende klip. Ekskuus julle, ek nou maar so besig by die huis om dit reg te maak. Ek's nou daar by julle. Yes julle, hier's ek weer. Jammer oor dit, ek was net gou besig om 'n paar dingetjies reg te maak daar by die huis. En soos ons almal se huise, is daar 'n bietjie kraakies, daar's 'n bietjie verf wat afdrop en daar's 'n bietjie dingetjies wat ons moet regmaak. Wel, dit is dieselfde hier by my. Hier by Vredes Gemeente het ons 'n self-care program wat die 6de Mei om 7:00 begin. Ek challenge julle om ons te join. Waar gaan dit gaan? Dit gaan oor diepe insig. Wat is diepe insig? Dit is om ietsie dieper te verstaan. En die verstaan wat ons gaan doen, is van hier binne af. Miskien het ons iemand afgestaan in die dood. Miskien het ons deur 'n skei saak gegaan. Miskien het ons 'n addiction. Hier by Selfcare gaan ons die tools gee with that deeper insight, sodat ons daardeur kan werk. Join ons. Jy weet, ons sing oor broken vessels en ons almal is 'n broken vessel. Hierdie is die geleentheid om pleisters te kom plak, gesond te word, bietjie medisyne te kry, sodat jy meer effektief kan wees, beter kan funksioneer in die koninkryk van God, wat ons almal nodig het. Na die tyd is hulle by die info toonbank daarvoor, hulle het sulke mooi blou hempies aan vanoggend. Jy kan inskryf, jy kan meer inligting kry. Deedre en al die helpers kry jou na die tyd gou daar by die info toonbank. Pieter is aan die woord. Ons luister graag. Julle lyk mooi vanoggend. Sê. 'n week gelede het ons die opstanding van Jesus Christus gevier. En dit is sekerlik die een enkele grootste gebeurtenis in die geskiedenis van die mens. Net een bewys is dat dis nou 2000 jaar na Christus, so iets baie betekenisvol moes toe gebeur het, reg. Maar nou 'n vriend van my hierdie week stuur vir my 'n gedagte en so 'n bietjie tong in die kies en hy sê, het jy gehoor van daai ou
Josef ou, die ou Josef van Arimatea. Vir die weet jy, Josef van Arimatea was die ou wat Jesus van die kruis afgehaal het, in sy familie graf gaan begrawe het. Okay, dis wie hy was. Nou, hy kom toe daar by ou Pontie, in Afrikaans is dit Pottie, maar dit is Pontie, die ou wat die Pilatus klasse begin het, alright, julle weet nou van wie ek praat. En hy kom toe nou daar by Pontie, en hy sê vir hom, luister ou Pontie, ek is hier, ek wil graag net, jy weet, kom doen. En Pontie kyk hom, sê Pontie sê vir hom, luister Josef, ek verstaan nou net nie lekker nie. Jy weet, jy's hierdie invloedryke man, jy's hierdie welgestelde man, jy weet, en jy het basies 'n klein fortuin spandeer aan 'n graf vir jou familie, en nou wil jy dit gee vir hierdie Jesus ou. En Josef kyk hom, sê, dis okay Pontie, is net vir die naweek. Ek het nogal gedink, dit was oulik geweest. Maar wat ons altyd nie besef nie, is dat so baie dinge gebeur in daai naweek. En vandag wil ek hê ons moet net bietjie stil staan. Hierdie is 'n jaar wat ons sê, kom ons gaan dieper, en hoe kan ons net aanbeweeg van die mees incredibelste Sondag wat verby is, en dan vra ons self die vraag af vandag is, nou wat nou? Jy weet, hoe lyk dit nou? Waarna moet ons uitkyk en hoe raak dit ons lewens nou, vandag? Wat beteken dit vir ons? Nou, ek wil hê julle met my hart baie mooi hoor vandag, alright? Want wat ek nou gaan sê is, dat ek dink die meeste van ons wat vandag hier is, die meeste wat hier is, en wat hier sit, het dit al soveel keer gehoor. Jy weet, jy glo dit, jy doen dit in jou lewe, maar my concern is, wat van die volgende generasie? Jy weet, hoe sien hulle dit? Hoe ervaar hulle dit? Hoe beleef dit? En jy's dalk vandag hierso, jy's 'n pappa, jy's 'n mamma, of jy's 'n oupa en 'n ouma, of 'n oom of 'n tannie, of op 'n manier is ons almal betrokke by die volgende generasie, reg? My vraag is, hoe gaan ons dit vir hulle lewendig maak? Hoe gaan ons dit vir hulle vertel dat hulle dit glo? Want jy sien, as ek nou vir enige jong persoon hier moet vra, enige vraag, en ek sê vir hom, wat dink jy is dit? Wat gaan hy dadelik doen? Ek het vir Hanna gesien vanoggend, ek dink sy het hierdie week verjaar, en ek kan nie presies en dis uit, maar as ek haar ouderdom, sy is so 11, 12, 13 rond, right? As ek hulle moet vra, wat dink jy daarvan, vir wie gaan hulle vra? Wie dink julle? Kom praat met my. Google, dankie Frans wat jy gesê het Google, want Google is reeds vir die ou mense. Okay, so ek en jy val in daai kategorie. Google is lankal verby. Hulle praat nou met ChatGPT. En is nie vir geintikkery nie, dis vir sommer ons praat soos conversation, hè? En is Gemini en is Siri en is Bixby en ek weet nie wie almal nie, maar hierdie AI pel, hulle weet wat aangaan. En as die jong mense wil weet wat aangaan, dan vra hulle vir hulle. En ek dink met myself, maar kom, ek praat 'n bietjie met die AI die week en ek hoor wat sê hy oor vandag se topic, want ek is concerned oor die volgende generasie en hoe gaan ons by hulle uitkom? As ek dink aan Wonlie se kinders, jy weet, hoe gaan ons hierdie storie, wat 2000 jaar gelede gebeur het, waarmaak? En ek weet, as hulle praat, dan gaan hulle vir ChatGPT, en ek sê toe vir die AI, ek sê vir hom, en ek wou Afrikaans begin, toe besef ek, hulle gaan my nie verstaan nie, so ek gooi toe my beste Engels, ek sê vir hom, tell me, do you believe in Jesus Christ? En ek wou dit gedoen het, wou dit demonstreer het, maar dit sê soos wat ek die antwoord toe kry, en ons is in conversation, ek en die AI, en die AI sê, well, I want to say that personally, I do not believe in Jesus Christ. Dit was die antwoord gewees. But, I do believe that Jesus Christ was a historical figure, and you can ask me and I can give you some facts about Jesus. En ek dog toe myself, nes ek gedink het, nee, die AI glo dit, hulle glo van dit, hulle glo dat Jesus Christus daar was, maar daai AI glo verseker nie in Jesus Christus nie. En daai is 'n ewigheidsverskil.
So my concern vandag is, en my begeerte vandag is, dat iets van hierdie woord vir jou as pa, as ma, as oupa, as ouma, as oom of tannie, of wie of waar jy ook al betrokke is met jong mense, dat het ons sal help om te sien, hoe kan ons hierdie storie vertel vir die volgende generasie, dat het vir hulle so sinvol en so betekenisvol is, dat ek glo in Jesus Christus, in dit wat hy gedoen het. En dis hoekom ons so passievol is oor hierdie. Maar nou wil ek hê ons moet vandag kyk vir ons onthaalwe, sodat ons onsself net herinner aan wat het daar gebeur. Nou ek wil vir julle sê, ons moet eintlik baie ver teruggaan. Ons moet so ver teruggaan as na die 3de boek van die Ou Testament. En daai boek se naam is Levitikus. En is een van die mees incredibelste hoofstukke in die hele Ou Testament, want daarin gebeur iets absoluut fascinerend, en dit is Levitikus 23. Ek lees gou die opskrif om te sê, wat beteken dit? Dis definitief die mees boeiendste en mees insiggewende gedeelte in die Ou Testament. Die feeste en die rituele is 'n profetiese bloudruk van God se plan om sy verhouding met die mens te herstel. So reeds heel in die begin sien ons God het 'n plan vir dit wat fout gegaan het. En Levitikus 23 vers 1 sê, hier is my feesdae. Julle moet op hierdie dae vir my bymekaar kom. En dan gaan hy, daai hele hoofstuk, wat ons nie nou die hele gaan lees, nie, maar die waar nie, julle is nog hier by my, ek gaan net gou vir julle daai 7 feeste gee, wat God toe as profetiese aksie vir hierdie nasie, vir die Israeliete gee, en sê, ouens, hier's vir julle 'n baie duidelike kant, hier sal vir julle 'n program iets om na te kyk, en hierdie was die 7 feeste gewees. Was Paasfees gewees, fees van ongesuurde brood, fees van die eerste gerf, Pinksterfees, die fees van die basuine, die groot versoendag, en die loofhuttefees. Nou kyk gou hoe amazing is dit wat laas naweek gebeur het. Paulus skryf in Kolossense 2 vers 16, hy sê, al hierdie feeste is net 'n skaduwee van wat sou kom. Jesus Christus is die werklikheid. En dan gaan hy verder en hy verduidelik. Hy sê dit is soos asof jy, almal van ons het 'n skaduwee reg. Jy het hom al gesien, jy weet waarvan ek praat. So as jy nou iemand sien aangestap kom en die lig val reg, dan kom sy skaduwee eintlik eerste by jou aan. Nou as jy sy skaduwee begin groet of omhels, gaan hy jou dalk weird aankyk. Nie die skaduwee die ou vir die skaduwee gegooi. Julle verstaan wat ek bedoel, right? So as jy daai skaduwee gaan begin gesels mee, of jy hom begin groet as die regte ene, okay. Ons wag vir die ou wat kom en wat die ware een is, sodat ek hom kan omhels en kan groet. Ons wil graag engage met die ware een, reg? En dis die beeld wat hy gebruik. Dit is so 'n mooi beeld. Hy sê, Jesus Christus is die werklikheid. Hierdie feeste was basies bloot net soos 'n skaduwee gewees, wat wys na die koms van die Messias. Julle, maar daar gebeur die mees amazing goed daardie naweek. En ek wil hê ons moet gou gaan na elkeen van hulle kyk. Die Paasfees gaan oor die vlekkelose lam van God, reg? Julle ken almal die storie van die lammetjie wat moes gekry wat 100% vlekkeloos was, en dat hulle hom geoffer. Hier is die amazing ding wat gebeur het in daardie naweek. In die uur waarin daai lammetjie geoffer was deur die priester, op dieselfde tyd was Jesus Christus gekruisig as die vlekkelose lam. In 1 Petrus 1 vers 19 sê, julle weet dat God betaal het om julle los te koop. En dit was die kosbare bloed van Jesus Christus, soos die van 'n vlekkelose lam. What are the odds dat dit op daardie tydstip gebeur het, dat Jesus Christus gekruisig was?
Dan die tweede fees sien ons, praat hy van die ongesuurde brood. Nou dit het basies beteken dat hulle moes in daai dag of twee, dit was in die maand van Nisan gewees, 15, 16, 17 Nisan, dit was basies die Joodse kalender waar dit plaasgevind het, dan moes hulle al die suurdeeg uit die huis uithaal. En dit was vir hulle 'n herinnering of 'n teken gewees, dat dit is die sonde wat in my lewe is, wat ek net eenvoudig moet ontslaa raak van my. Is net bietjie ordentlik huis skoonmaak vir 'n slag. En dan sien ons dat Jesus raak presies dit. Hy raak die brood, die ongesuurde brood, wat sonder sonde die volgende stelling gemaak het. Jesus sê vir hulle, ek is die brood van die lewe. Wie na my toe kom, sal nooit honger wees nie. Dis sommer net iets interessant. Jesus kom van wat se dorpie? Bethlehem, wat beteken broodmandjie. Jesus kom en hy vervul daardie fees. Jesus sê, ek het nie gekom om die wet en die profete te ontslae te raak nie. Ek het gekom om dit te vervul. Hy vervul letterlik, toe hy in die graf ingaan, die fees van ongesuurde brood. En dan hierdie is vir my absolute favourite. Die derde een was die fees van die eerste gerf gewees. Hoe dit gewerk het, ek weet julle is die boere nie, ek het op 'n plaas groot geword, as jy koring kou, Stiaan, jy het nou met guavas en so aan, maar as ou koring vat en jy kou dit, wat word dit? Help? Weet die brood, ja, okay, maar as jy dit verder kou, wat word dit dan? Bubblegum. Ja, gaan probeer, okay, julle gaan dit nie probeer, in my geval, trust my, ek het op 'n plaas groot word, my oupa het my geleer, vat 'n bietjie koring, kou dit die hele tyd, dan raak dit bubblegum, okay? It's amazing wat dat goeders is. En hoe dit gewerk het, as jy daai koring, het die hoërpriester gegaan, en al die Jode bymekaar, met die eerste gerfees, dit was daar die sondagoggend, right, die eerste dag van die week, het hulle daai bondel bymekaar gemaak, en het om een kant gesit met so 'n rooi ribbon om. En op daardie oggend, het hulle die hoërpriester gegaan, en het hy hierdie gerf gevat, en het hierdie gerf so geswaai. En dit was basies die teken, dat ons vier die oes begin. Hierdie is die opdrag in die Here, wat hulle gesê het, Baruch Atah Adonai, wat beteken, geseënd is die Here onse God, aan U kom al die eer toe, ons gee hierdie offer vir U. En Jesus Christus vervul daardie fees. Ons sien daar so dat God in die Korintiërs sê dit dat God het vir Christus lewendig gemaak, nadat hy aan die kruis dood is. Hy het die eerste gerf geword van die groot oes van mense wat uit die dood uit sou opgewek word. As jy vandag voel jy is deel van die oes, of jy wil graag deel wees van die oes, wil ek net jy met jou hand vir my so maak gou, en dan beweeg jy hom net so 'n bietjie. Okay, as jy 'n bietjie blyer is, kan jy so ook maak, okay. Ouens, dis letterlik wat gebeur het. Jesus Christus het op daardie uur, waar hulle hierdie gerf gevat het, het hy die eerste gerf geword van die groot oes, wat moet inkom. Incredible, dat dit presies so vervul het. En dan gaan dit aan, ek gaan net vinnig hierdeur gaan, dan was dit die Pinksterfees, dis waarvoor ons onsself regmaak vir hierdie tyd, vir die uitstorting van die Heilige Gees, wat ons as gelowiges moet onsself die hele tyd oopmaak daarvoor, en spesifiek vir die volgende 40 dae, dis hoekom ons so passievol is oor die volgende 40 dae, wil ons dit eenvoudig maak, wil ons dit afbreek, want Jesus kom, hy sê, ek het hierdie wette, het hy alles, en daar was klomp, daar was 600 en iets wette gewees, jy het nie 'n idee hoeveel nie, Jesus sê vir hulle, ek het net een wat ek vir jou het, ek het net een wetplan vir jou, en dit is die volgende, sê dit saam met my, jy moet die Here jou God lief hê. En dis hoekom ek sê net een, want hy sê, want dit wat gelyk staan hiermee, is jou naaste soos jouself. Nou ek ken vir julle, en julle ken vir my, en ek weet, verhoudings, my ou, is complicated goed, right? So ons het die heeltyd nodig om te hoor, wat kan ek doen, wat kan ek verbeter, om te groei in my verhouding in my huwelik, om te groei in my verhouding met my kinders, en dis waaroor ons hierdie volgende paar weke gaan praat, prakties, vir 40 dae gaan ons fokus daarop, en ons gaan jou uitdaag om deel te raak van 'n groep, van ander gelowiges, soos hulle gesê het, if you find the perfect church,
Don't join it, because you will spoil it. Okay? So dis absoluut so belangrik dat ons weet dat elkeen van ons hier soos Tersies nou gesê het die ruimte om te groei en te verbeter. Dis wat ons gaan doen met hierdie 40 dae en ons hart en ons passie daaroor. Nou hierdie volgende ons het net eenvoudig die tyd om oor te praat nie, maar hier is een ding wat my excited maak soos min. Nou ek weet daar's verskillende opinies, maar hier's Pieter se opinie, okay? So not thus says the Lord, thus says Pieter. Daai laaste 3 feeste is nog nie vervul nie. Die laaste 3 feeste moet nog vervul word. So die fees van Bassyne, die groot versoendag en die loofhuttefees, praat hulle van Bassyne, die trompet, wat die trompet gaan blaas, gaan Jesus Christus sy bruid wegraap. Ons sien van die wederkoms as die groot versoendag en die loofhuttefees as die vrederyk wat Jesus Christus gaan kom instel. Soos ek sê, dit excite my so baie. As ek Matteus 24 lees en ek sien wat op hierdie oomblik in die wêreld aangaan, kan ek nie anders as om te dink, dis 'n dag nader aan Jesus se koms as gister. Maar daar is definitief goed in ons wêreld wat gebeur wat my excited maak oor die feit dat ons weet nie of dit dalk in ons tyd kan gebeur nie. Al wat net een dingetjie wat my fascineer, is dat hulle op hierdie oomblik besig is met die 3de tempel, dat hulle hom wil herbou. En jy kan gaan kyk dat hulle in Israel reeds besig om weer hierdie feeste op te neem en dit te wil doen. Ouens, soos ek sê, ons het die tyd, right. So kom ons kyk gou-gou 'n bietjie na 'n paar goed wat daardie naweek gebeur het, wat uitstaan bo enigiets anders. En ek wil basies afsluit hiermee. So ek kan gou-gou vir die band vra om vir my vorentoe te kom. Daar was gewees radikale goed wat in daai naweek gebeur het. Eerstens, daar was duisternis gewees. Matteus 27 vers 45 sê dit, skielik word alles oor daardie hele gebied donker. Tussen 12 en 3 was dit donker. Die ouens het hulle selfone uitgehaal en hulle liggies aangesit. Dit was donker, hulle kon nie sien nie. Hulle moes 'n kers vat en rondloop. Ouens, verstaan julle wat regtig daar gebeur het? Kan jy dink die impak wat dit op mense se lewens daar moes gehad het? Die betekenis daarvan is dat die tweede laaste oortuiging of plaag wat daar was om vir Farao te oortuig was duisternis gewees. En daarna was die eersgeborene doodgemaak. Is dit toevallig? Of was daai duisternis ook iets wat praat van Jesus as die Messias, die lam van God? Toe was daar 'n aardbewing gewees. Ek wil dit net vir julle lees soos wat die New Testament commentary het sê. Connects the earthquake at Jesus' death, want daar was 'n aardbewing, to the Sinai event. Daai event was 'n aardbewing toe Moses die wet ontvang. En dit sê die volgende, het sê, suggesting that the earthquake at Calvary signified that the demands of the law were fulfilled in Jesus Christ. Derdens, die dooies het lewendig geword. Ouens, het jy nou al vir Facebook gesien Uplight? As jou ouma grootjie ewe skielik hier pitch in Boston hierdie week. Jy verstaan nie wat, wie julle weet ook het weer lees, toe besef ek net hoe incredible dit is wat daar gebeur het. Dooies, kom ek lees die Bybel, want ek kan sien julle glo my nie. Grafte het oopgegaan en baie gelowige mense wat reeds begrawe was, het uit die grafte gekom. Hulle is Jerusalem in. Daar het baie mense hulle gesien. Ons weet dat Jesus self aan meer as 500 mense verskyn het in daai tyd, daai 40 dae. Maar hier kom 'n grootjie. Seriously. Dit kan nie anders as dit moes 'n impak gemaak het nie. My favorite is die 4de ene, waar die voorhangsel van die tempel in 2 geskeur het. Die Bybel praat van dit is soos 'n dik leer gordyn wat tussen die heilige en die allerheiligste was. Niemand, behalwe die hoëpriester, mag 1 keer 'n jaar ingegaan het in die allerheiligste van God.
En daar was 'n klomp reëls en regulasies rondom dit gewees. Maar daai tempel se voorhangsel skeur in die middeldeur, van bo tot onder. Kom ek lees dit vir jou. Op daardie oomblik het die voorhangsel in die tempel in twee geskeur, van bo tot onder, wat vir jou en vir my direkte toegang gee tot die allerheiligste. Vir jou en vir my toegang gee om direk met God self as Abba, as Vader te kan praat. Dis wat Jesus kom doen het vir jou en vir my. Dat ons in so 'n verhouding, soos 'n pa met 'n kind, soos 'n ma met 'n kind, kan wees. Soos 'n vriend met 'n vriendin. En die laaste ene is, lewens het verander. Julle weet dat hier by ons is ons hart presies dit. Verander lewens en gemeenskappe. In Matteus 27 sê dit, die Romeinse soldate het gesê, hierdie man was werklik waar die seun van God. En ek weet, ek glo dat hulle lewens het verander. Maar die ultimate bewys dat Jesus Christus uit die dood uit opgestaan het, is jou en my lewe wat 2000 jaar gelede verander het en steeds verander. Ek wil eers met dit worship so lank. Ek het hierdie week het ek 'n boodskap gekry van iemand, eintlik al 'n rukkie terug. En die persoon sê vir my, ek wil graag net met jou praat. Julle vul mos hierdie kaartjies baie keer in of online. Ek wil graag oor my geloof praat. En ek sê natuurlik, kom ons kry sommer 'n coffee shop en ons gaan gesels so 'n bietjie. Weet julle, ek kan nie vir jou verduidelik wat gebeur wanneer iemand se lewe verander nie. En ek het gister toe ek voorberei net gevoel, ek wil vir die persoon vra of sy bereid is om dit met ons te kom deel. So Carly, kom hier na my toe. En sy sê toe vir my, Pieter, ek wil graag met jou praat oor my geloof. Ek wil graag, ek moet weet wat aangaan. Ek is 'n sekere fase van my lewe en ek het vra en ek het groot geword in kerk, maar ek is nie seker nie, ek weet nie, ek moet weet. Julle en daar in die coffee shop, terwyl dit besig is, begin ek en sy net te gesels en ons praat oor haar lewe en dit was net totaal nie beplan nie, maar ek het net so in my hart gevoel dat ek wil vir haar vra of sy bereid sal wees om in 'n minuut net te sê wat sy beleef en ervaar het. So was vir my en vir haar beide heeltemal onseker en ongemaklik, so just bear with us. Toe ek haar vanoggend gesê het, kan jy so 'n bietjie voor die tyd kom om net, dat ons net vinnig praat, maar Carly, miskien kan jy net in 'n sin met ons share wat jy beleef het en wat in jou lewe aangaan en wat dit vir jou beteken vandag. Dankie Pieter. Wat het gebeur? Ek weet nie, om eerlik te wees. Ek het 'n maand, bietjie langer as 'n maand terug, in sak en as gesit, in die kar geklim na my ma toe gery en vir haar gaan sê, mamma, ek is leeg. Sy het vir my gesê, Carly, daar's net een ding wat jy kan vervul. Die volgende dag het ek in die kar geklim na my broer en skoonsister toe gery in Stellenbosch en ek het daar gaan sit in sak en as en ek het gesê, ek weet nie waarheen nie, ek het soveel seer, ek sal deur dinge. En my skoonsister sê vir my, Carly, daar's net een ding wat jou kan genees. Daai week doen ek soos wat Pieter sê, enige jong mens, en ek vra, God, waar is jy? En ek spring op Google. En daar kom ek uit by Pieter, 'n maand terug. Pieter kontak my en uit daar verloor ek my moed. En ek sê vir hom, Pieter, ek sal jou terugbel.
So gaan 'n maand verby en ek bid, God, waar is jy? Here, wys vir my, gee vir my 'n teken. En eendag lê ek in die bed en ek skraal en ek sien, ek het vir Pieter gesê ek sal terugkom en ek stuur vir my boodskap en ek sê, Pieter, bel my asseblief. Jy moet my bel, is wat ek eintlik vir hom wou gesê het, maar ek het dit anders verwoord en hy het my gebel. En ons eindig by 'n koffieshop op waar hy vir my sê, Carly, ons gaan bid en jy gaan bid. Nog nooit het ek voor iemand gebid nie, ek weet nie om te bid nie en ek weet nie wat om te sê nie en ek sit daar en ek maak my oë toe en iets kom oor my en ek begin net huil. En die enigste woorde wat uit my mond uitkom is, Here, red my en Here, vergewe my. Ek, kleine Carrie, 34 jaar se sonde, red my, vergewe my. En Pieter bid en hy sê vir my, Carly, hierso, sê vir die Here. En ek het vir hom gesê, wat daar gebeur het, weet ek nie. My liggaam het begin ruk, my woorde het my begeef, en ek weet wat om te sê nie. En in daai oomblik was dit net gelyktydig rou vir die lewe wat ek gelewe het, en soveel hoop vir wat kom. Soveel hoop vir wat God gesê het hy in my lewe gaan bring en wat hy vir my gaan doen. En ek het vreugde en rou terselfdertyd ongelooflike hoeveelhede van beleef. En dit was die meeting. En sedertdien, ek weet nie, maar ek het soveel hoop. Ek staan makliker op. Ek weet ek is beskermd en ek is gelief en ek weet wat beteken dit om te sê ek glo, want ek glo. Carly, baie dankie. Vader, dankie. Dis al wat ons kan sê. Dat U my gered het. Dat die beste teken op hierdie aarde is dat U my lewe verander het. Ons juig vandag saam met Carly, Here. En hierdie storie van haar lewe wat, Here, mens kan soms nie verduidelik wat gebeur in so 'n oomblik nie, maar sonder twyfel toe ons daar sit, het ons albei geweet, iets bo natuurlik het op daai oomblik gebeur. En ons kon net getuies wees daarvan. Ouens, my concern is nie so seer vir julle nie, want die meeste van julle hierso glo dit reeds. Dalk is daar van julle wat dit nie glo nie en moet jy vandag reageer op dit en vir die Here sê, ek begeer dit meer. My concern is dat jy as pappa en mamma, as oupa en ouma, as oom en tannie, dat ons as gelowiges toegerus sal wees om hierdie wêreld te gaan wys wat beteken dit om 'n lewende God te dien. Dat hy opgestaan het uit die dood uit, dat hy lewe vandag hier in hierdie plek.
En sy begeerte is om homself oor en oor en oor aan jou te bewys dat hy opgestaan het uit die dood uit. Ek wil hê jy moet vanoggend opstaan. En as ons hierdie lied worship, dit vir die Here oorgee net sê Here, hier is hy. Ek gee oor, maak nie saak wat dit is nie, maak nie saak wat my omstandighede is, of wat my besluite is, besigheidsbesluite, of huweliksbesluite, of gesinsbesluite nie. Gee dit net vir die Here Jesus vanoggend. So kom ons staan op, en kom ons gee dit net oor vir hom, en ons sing hierdie lied, en ons gee oor ons harte met absolute oorgawe, en sê Here, hier is hy. Neem, vat my lewe. Your amazing grace, Lord, is that saves us. Amazing grace, how sweet the sound that saves a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I'm found. I was blind, but now I see. Oh, amazing grace, how sweet the sound that saves a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Oh, I can see now. Oh, I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to life. I can see you now. I can see the love in your eyes, Sien dit, Here. laying yourself down, Ons sien die liefde. raising up the broken Raising up that broken to life. Dankie dat die opstandingskrag wat in Jesus Christus leef, in jou en in my leef vandag. Soos Carly gesê het, met die grootste hoop kan uitsien dit wat vir ons voor. Ons wil die diens afsluit, sommer net op 'n manier wat ons die Here se naam groot maak, deur 'n lied en 'n lewendige offer vir hom bring. Swaai sommer net vanoggend jou arms soos hy koringgerwe, die eerste gerf. En prys sy naam vanoggend as ons hom groot maak. Deel van ons aanbidding is om ons offergawes te neem en dit vir die Here te gee. Ons is bloot met 'n bestuurder, 'n rentmeester van ons finansies. So hierdie is altyd 'n geleentheid. Terwyl die lied sing, kan ons dit doen. Daar's baie maniere wat jy kan gee. En dan wil ek net weer vir julle herinner, soos Tersius gesê het, onthou, daarvoor is Jacques by die iPad, sign op, daar's vir die oues van daar pen en papier ook, so julle kan opsign met daai style, ook enige manier. Maar ons vra jou 'n bietjie commit, ons vra jou net 'n verdere tree te gee. Raak betrokke by 'n huiskerk. Ek weet van julle het my al gekontak, ons het gepraat hierdie week. Ouens, ons sien so uit die 40 dae wat voor lê. Kom ons maak Here Jesus se naam groot. Ons prys hom en ons gaan in sy vrede. Groot is die Heer, regverdig en getrou, die wat beloftes hou van wie is. Groot is die Heer, geklee in majesteit, die wonders spreek deur tyd van wie is.
Ja, ek sal die loof, verwonder deur die grootheid. Groot is die Heer. Groot is die Heer. Groot is die Heer. Hy gaan voor ons uit en barmhartigheid is wie is. So ek sal die loof vir ewig sing van die goedheid. Ja, ek sal die loof verwonder deur die grootheid. Ek sal die loof vir ewig sing van die goedheid. Ja, ek sal die loof verwonder deur die grootheid. Die heerskappy staan vas, die koninkryk, die mag, die heerlikheid behoort aan U. Geslagte wat getuig, die skepping wat saam juig, die heerlikheid behoort aan U. Die heerskappy staan vas, die koninkryk, die mag, die heerlikheid behoort aan U. Geslagte wat getuig, die skepping wat saam juig, die heerlikheid behoort aan U. So ek sal die loof vir ewig sing van die goedheid. Ja, ek sal die loof verwonder deur die grootheid. Ek sal die loof vir ewig sing van die goedheid. Ja, ek sal die loof verwonder deur die grootheid. Groot is die Heer. 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 Vredelust. Kom ons wees gou die oesland vir 'n oomblik. Hou vir my jou gerf so. Saai vir jou gerf so. Here we go. Was hy. Mag jy die genade van God die Vader, die liefde van Jesus Christus en die teenwoordigheid van die Heilige Gees in hierdie week beleef. Kom ons gaan in sy vrede. Ewig sing van die goedheid. Ewig sing van die goedheid. Ja, ek sal die loof verwonder deur die grootheid. Groot is die Heer. Sing van die goedheid. Ja, ek sal die loof verwonder deur die goedheid. Die heerskappy staan vas, die koninkryk, die mag, die heerlikheid behoort aan U. Geslagte wat getuig, die skepping wat sal juig, die heerlikheid. Heerlikheid behoort aan